Susters, goeiemôre. Het is vir my 'n voorreg vanoggend hier as 'n gemeenskap van gelowiges by mekaar te wees. Ek bedoel nie dat ek nie ook hartseer is oor die afsterwe van 'n geliefde nie. Dit is moeilik, dit is swaar. Maar ek wil die geleentheid weer 'n keer gebruik om my medelee met u as familie en as gesin natuurlik uit te spreek. Elkeen wat hartseer is, dat die Heilige Gees ook vir u sal vertroos in hierdie moeilike en swaar tyd en omstandighede. Ek wil graag begin deur die begrafnisbrief te lees. Die van u wat ook die blaadjie voor u het, kan saam met my lees 'n liefdevolle herinnering aan Engela Moller, of soos wat sy gedoop is ook, Engela Susara Moller, gebore 23 Mei 1946, oorlede 7 Junie 2023. By die begrafnisbrief sê dit daar: vandag loop ons geliefde in die strate van God se stad met blye verbasing oor alles wat nuut is. Want nou kan sy sien wat sy altyd geglo het. Nou kan sy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid mooier as 'n menslike droom, vry van siekte, swakheid en pyn en die liggaamse lyding op aarde. Van die beker van smart sal sy nooit weer drink nie. Vrede en rus het sy in die hemel. Vol verwondering buig sy in aanbidding voor die een wat sy altyd opreg lief gehad het, selfs toe sy hom nog nie kon sien nie. Sy is nuut in die hemelse stad, maar nie vreemd nie, want dit is die tuiste waarna sy altyd verlang het. Sy is nou by die huis, by haar ewige woning. Kom ons begin deur saam te sing die 3 verse van Gesang 177, wat gedruk is op die blaadjie. Kom ons staan wanneer ons dit sing. Wanneer ons klaar gesing het, kan u weer u sitplekke inneem. Gesang 177 vers 1, 3 en 5. Susters, ek wil graag vanoggend uit die woord van die Here vir ons lees, uit Jesaja 43, die eerste 7 verse, daarvan Jesaja 43, soos wat Karen en die familie ook gekies het, vir die teks of vir die trooswoorde, uit die woord van die Here. Jesaja 43, gaan lees vanaf vers 1 tot met vers 7. Maar voordat ons hierdie gedeelte lees uit die woord van die Here, kom ons bid eers. Almagtige Hemelvader, ons kan nie anders
as om vanoggend weer diep voor U te buig nie. In aanbidding, Here, in diepe afhanklikheid van U as ons troue bondsgoed. En ek kom bid dat U dit sal stilmaak in ons harte en in ons gedagtes, sodat ons ook die troos kan vind wat ons so nodig het uit U woord. Die trooswerk van U Heilige Gees, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons ook daaruit sal leef. Daarom bid ek, maak U deur U Gees ons harte oop, sodat ons U woord kan hoor. Dit bid ek in Jesus se naam alleen. Amen. Jesaja 43, ek lees vanaf vers 1, maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, en jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostlik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee, en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af, elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het. Ons lees daarin tot sover. Die fokus van die prediking vanoggend, broers en susters, vers 1, wat ek graag weer vir u wil lees, waar die Here so wonderlik duidelik sê, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Dit dan ook vanoggend die wonderlike woord van die Here. Broers en susters, liewe familie, destyds toe ek in Lichtenburg gekom het, en met tyd die lidmate leer ken het, is ons een aand by 'n kerklike vergadering, waarvan oom Jan die voorsitter was, en ek moes die notiele hou van daardie vergadering. En ek kan nie presies onthou nie, maar ek dink dit het oor verjaardagwense gegaan. En ek moes toe noodwendig vir oom Jan vra, oom Jan, wat is die tannie se naam? En sy antwoord was, ek is met 'n Sy antwoord was, ek is met 'n engel getroud. En die engel se naam is Engela. Dit was oom Jan se getuienis oor die huweliksmaat wat die Here vir hom gegee het. Ek is met 'n engel getroud. En wel, my eerste indrukke was dat alle mans maar so 'n gevoel moet hê oor hulle vrouens. Mettertyd het ek hulle natuurlik beter leer ken en ook agtergekom dat daar werklik waar 'n besondere band tussen oom Jan en sy engel was.
Baie van u sal dalk onthou hoe hulle mekaar maatjie genoem het. Een middag het ons op die stoep gesit en oom Jan het gesê, nou ja, gaan jy vir ons koffie maak, maatjie? Ja, maatjie, ek bring. Dat was my so pragtig gewees. Maar nietemin, hoe beter ek hulle leer ken het, hoe meer het ek besef wat oom Jan se bedoeling was en wat sy gevoel was oor hierdie engel waarmee hy getroud was. Maar van die broers en susters sal met my saamstem, oom Jan was nie verkeerd nie. Tannie Engela was, soos wat ons spreekwoordelik sou sê, 'n engel gewees. Natuurlik weet ons, sy was maar net 'n kind van die lewende God. 'n Voorbeeld van sagmoedigheid, van geduld, 'n voorbeeld van vergenoegdheid met die Here se wil, 'n gestuurde van hom. Altyd, net soos wat ons op daardie foto op die blaadjie kan sien, altyd blymoedig tot die einde toe. Tannie Engela was vir almal van ons 'n voorbeeld van hoe 'n kind van God moet en wil leef. En ek probeer nie vanoggend vir een oomblik sê, sy was nie sonder foute nie. Sy het self ook geweet, sy het foute, maar sy het ook geweet, die Vader, ons hemelse Vader, het haar verlos. Sy het ook geweet, Jesus het met sy bloed vir al haar sonde skuld betaal. En dit, glo ek, is vir ons 'n geweldige troos om te weet, sy is, soos wat ons glo, by Christus in die paradys. Maar ek weet ook, dit vat nie die hartseer in 'n oogwink weg nie. Ons het troos van ons trooster nodig. Ek sê altyd, en jy het my dalk al gehoor in 'n ander stadium dit sê, ek sê altyd, daar's 'n soort van 'n finaliteit aan die dood in elke Christen se lewe. En dis tog 'n logiese redenasie. Ek het verlede week het ek saam met die familie onder andere uit Openbaring 21 gelees vers 4 wat sê, want die eerste dinge het verbygegaan. Die eerste dinge het vir Tannie Engela verbygegaan. Die eerste aardse dinge het vir haar verbygegaan. Dis finaal. Sy's nie meer hier nie. Haar plek is leeg. Baie dinge kan ons miskien vanoggend vir mekaar sê, sal nooit weer dieselfde wees nie. Dit klink so finaal, maar tog, broers en susters, troos die woord van die Here ons onder andere ook in die Nuwe Testament in 2 Korintiërs 4 en 5 om te sê, hier is niks van 'n finaliteit vir die wat glo nie. Daar's eerder 'n kontinuïteit vir elke mens wat aan God behoort. Daar bestaan eerder 'n kontinuïteit in Christus, omdat hy die dood oorwin het en die Satan oorwin het, en so vir ons 'n ewige lewe bewerk het. Ek wil amper sê, maar ek sê dit met groot respek en baie versigtig, ek wil amper sê, verlede week, woensdagmiddag, die 7de Junie 2023, het die Here Jesus ook vir haar gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit is natuurlik ook na aanleiding van hierdie uitspraak van die Here Jesus, dat ek glo die dood is maar net 'n oomblik. Een oomblik in hierdie liggaam en in hierdie lewe, en die volgende oomblik by hom wat Christus is in die paradys. As daar enigstens vrees by ons ingeboesem word deur die dood of 'n finaliteit van die dood, dan word dit in werklikheid sommer in die heel eerste vers van Jesaja 43 weer lê. As die woord van die Here sê, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos.
ek het jou by die naam geroep, en jy is myne. En jy sien, my liewe broer en suster, God het destyds, 2000 jaar gelede, destyds nie hierdie uitspraak of hierdie belofte gemaak met die oog op die tydelike. Dit was absoluut met die oog op die ewige. En hierdie paar verse wat ons vanoggend uit Jesaja 43 gelees het, sal baie van u weet, geskryf vir mense met wie dit sleg gegaan het. Die Israeliete was in ballingskap ver van hulle geliefde vaderland. En die hartseer was, dit was hulle eie skuld, want hulle die insettinge en verordeninge van die verbondsgod verwaarloos en eintlik verwerp. Hy wat gekom het in groot en ryk genade en 'n verbintenis kom aangaan het met die mense, ewige verbond. Hy is die een wat verwerp is. En daarom het hy in die hande van Nebukadneser so 'n leermag laat val, onder andere. Die ballingskap was die volk se tugtiging, was hulle tugtiging op die kort termyn en 'n liefdeshandeling op die lang termyn, eintlik die ewigheidstermyn as ek dit so kan noem. So enerzijds is hulle op 'n plek waar hulle nie wil wees nie, en anderzijds weet hulle nie eintlik of hulle vir uitkoms kan bid nie, want hulle het hulle kanse by God verspeel. En dit is in hierdie omstandighede dat die Here vir Jesaja stuur met hierdie ongelooflike groot aankondiging. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Daar was natuurlik die wat net kop geskit het nadat hulle hierdie goeie nuus gehoor het. Wel, ek wil bysê, net die waarvan die hoop op die tydelike was, wat byvoorbeeld sou kon sê, nee Jesaja, jy het dit mis. Ons is onder God se oordeel, hy is kwaad vir ons, hy sal ons nie bevry nie. So het hulle in hulle ellende geglo. Maar dit is juist daar, broers en susters, in hulle diepste ellende en nood, dat hierdie wonderlike trooswoord van die Here helder en duidelik opklink. Moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. So is God genadig, hy gryp in wanneer 'n mens dit die minste verwag of selfs verdien. Hierdie volk het die redding verdien nie. Hulle verdien sy straf. Hulle het jare lank afvallig van hom gelewe, totdat hulle later vir alle praktiese doeleindes opgehou het om sy volk te wees. 'n Mens sou eintlik kon sê hulle het opgehou om te bestaan as 'n volk. En daarom lees ons in vers 7 dat God van hulle praat as elkeen wat ek geskep het. En die woord skep is dieselfde woord wat in Genesis 1 gebruik word om te sê God het die wêreld, die heelal uit niks gevorm. So sê hy ook hier. Dit is uit niks dat hy vir Jakob tot sy volk maak. Daar is niks in hulle self waarop hulle kan staatmaak. Hulle was so sondig en so ver van hom af, dat hy as te ware weer van voor af uit niks moes skep. Hulle moes verlos van hulle self.
en hulle sonde. Ek probeer geensins sê dat God die Vader nie ook sy belofte gestand gedoen het, dat hulle vir hom 'n volk sal wees nie. 'n Wonderlike troos in hierdie gedeelte, broers en susters, is dat die Here met die volk praat, maar ook met elkeen in 'n sekere opsig individueel praat. Luister weer na vers 4 wat sê, omdat jy kosbaar is in my oë, hoog geag, omdat ek jou lief het, daarom verlos ek jou. Let veral op die vorm van die enkelvoud. In ander woorde, God het ons nie sommer maar net so in die bondel lief nie. Hy verlos nie net so in die algemeen nie. Hy doen dit op 'n baie persoonlike manier. En dis ook daarom wat vers 1 sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En vers 7 praat nie van almal sommer so in die algemeen wat die Here verlos nie, maar van elkeen afsonderlik, elkeen as 'n individu, 'n eie persoon, as dit sê, elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer. Ons praat so van name, kan nie dalk onthou of u self net weer herinner, indink, of het jy dit dalk onlangs ervaar, dat jy gevlei voel, wanneer iemand jou naam ken. Wanneer iemand waarvan jy dink, wat meer gesag het as jy, wat 'n baie groter naam het as jy, jou naam ken. Soos byvoorbeeld jong mense met 'n sanger of met 'n sportster. Baie mense hou daarvan om te sê, ek ken daardie rugby speler, of ek ken die een, of daardie een wat 'n bekende, groot naam het. En dit is wat hier in die oorspronklike teks gebeur. God, broers en susters, roep die wat glo, elkeen op die naam. God stel in elkeen persoonlik belang. Ook daar waar jy dalk worstel met 'n probleem, waar jy dalk spartel met geldsake, worstel met ouderdom, waar jy hartseer moet verwerk. Hy ken jou. En hy weet presies hoe dit met jou gaan. Hy weet wat in jou hart aangaan. Weet jy, een van die mooiste name van God in die Bybel, vir my, dit is my opinie. Een van die mooiste name van God in die Bybel is die naam wat die ou slavin Hagar vir hom gee. El Roi. Dit beteken, U is die God wat my sien. Want sy is eintlik daardeur 'n belydenis of 'n belydenis gemaak en sê, U ken my omstandighede, my werksomstandighede, my huislike omstandighede, my finansiële posisie, U ken my sosiale omstandighede, U ken my geestelike omstandighede. El Roi, die God wat my sien ook die diepste diep van my hart. En hy sê dit ook eintlik in soveel woorde, in vers 4 wat ons gelees het, omdat jy kosbaar is in my oë, hoog geag is. Vers 5, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Daar's natuurlik ook, broers en susters, 'n ander kant van die saak. Want dink jy ook self daarin, as iemand met jou bemoeienis maak, veral op so 'n uitmuntende manier, sou jy nie ook met hom of haar bemoeienis wil maak? En die bemoeienis wat God met ons gemaak het,
is amper ondenkbaar. Want hy het sy enigste seun opgeoffer, sodat jy kan leef. Christus het in jou plek gesterf, sodat jy kan loskom van die sondeskuld. En as jy dit eers verstaan of begryp, dan maak dit jou so nederig, dat jy jou lewe wil wy, altyd deur met die geregtigheid van God bemoeienis wil maak, omdat jy weet jy is verlos. Dit het ewigheidswaarde. Dit is 'n ewige hoop. En dit is wat mense toegewyd en ywerig maak in die kerk van Christus. Maar ek dink ook, broers en susters, die woord van die Here konfronteer ons ook vandag om vir ons te vra, as jy weet wat se groot bemoeienis die Here met jou gemaak het, wat se groot opoffering hy gemaak het met die lewe van sy enigste seun, ek dink dan konfronteer die woord van die Here ons om ook vir ons te vra, wat se bemoeienis maak jy met hom? Hoe lyk jou lewe? Sê jou lewe, jou woorde en jou dade, sê jou lewe dat jy glo, jy is deel van die waarvan Jesaja 43 praat. As iemand so na aan ons aan die dood afgestaan word, dan dink baie van ons ook onwillekeurig aan ons eie lewens voor God in sy koninkryk. En ons vra vir onsself, of ons dink daaraan, wanneer is dit my tyd om te gaan? Wanneer moet ek deur hierdie poorte van die dood gaan? En wat gaan met my gebeur wanneer ek daar deur moet gaan? Ek het dit al baie keer hier van die kansel af gedoen. As jy nie in hierdie lewe vir God verheerlik, met alles wat in jou is nie, met alles wat in jou is nie, wat laat jou dink dat jy hom in 'n hiernamaals gaan verheerlik? Het gaan ewe skielik verander. En daarom is dit my gebed dat elkeen van ons gereed sal wees vir ons Verlosser, die Here Jesus Christus. Gereed sal wees as hy jou roep tot hoordiens. En mag die Heilige Gees van God vir elkeen van ons die onderskeidingsvermoë gee om te soek na sy wil. En mag hy die vertroos wat hartseer is, met die wete dat hy die een is wat verlos. Dat hy die een is wat jou by jou naam geroep het. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelvader, dankie vir hierdie wonderlike trooswoorde. Hierdie kragtige en ewige belofte wat U vanoggend weer kom nuut maak het vir elkeen van ons. Dankie Here vir U genade. Dat ons kan weet terwyl die mens U verwerp het U steeds afgebuig en hom in genade aangesien. En daarom bid ek ook dat U deur U Heilige Gees vir ons elke dag meer en meer onderskeidingsvermoë sal gee, sodat ons U wil, U geregtigheid sal soek,
sodat ons toegewyd en ywerig deel van u kerk sal wees, in u koninkryk sal wees. Ek dank u, Here, vir die lewe wat u vir Tannie Engela gegee het. Dankie vir die voorbeeld wat sy vir elkeen van ons was. Dankie vir daardie glimlag waarmee sy ons altyd gegroet het. Dankie, Here, dat u vir haar ook hier in die gemeente, in u koninkryk gebruik het. En waardig gebruik het. Dankie dat sy 'n vrou kon wees vir oom Janne, maatjie. Dankie dat sy 'n ma kon wees vir kinders, skoonkinders. Dankie vir die ouma wat sy was. Dankie, Here, vir die vriendin wat sy was. Dankie dat sy sommer net Tannie Engela was. En dankie dat ons ook kon leer en kon sien hoe dat sy uitgesien het daarna om by ons Here Jesus in die paradys te wees. Ek bid, Here, dat u sal vertroos elkeen wat hartseer is oor haar leë plek, dat u daardie plek sal volmaak met u liefde en u genade. Maar ek bid veral ook dat u vir elkeen van ons troos oor ons eie lewens voor u sal gee. Dat ons ook sal weet. Wanneer ons hierdie verganklike en tydelike met die ewige moet verwissel, dat ons ook by u in die paradys sal wees. Bid dat u met ons sal wees verder in hierdie dag. Ook, Here, daar waar ons langs die oop graf moet staan. Dat u vir ons sal dra, dat u vir ons sal versterk. En gee, Here, dat ons altyd deur, dit wat ons doen, en dit wat ons dink, en dit wat ons sê, sal doen tot eer en verheerliking van u heilige naam. Dit bid ek in Jesus se naam alleen. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters, met die woorde van die oorwinningslied. Ons sing die 3 verse wat daar op die blaadjie ook gedruk is. Ons kan weer staan wanneer ons dit sing. Wanneer ons klaar gesing het, kan u die sitplekke weer 'n keer inneem, sodat ons net die verrigtinge hier in die kerkgebou verder kan neem. Die oorwinningslied se 3 verse gedruk op die blaadjie. Wat in liefde oor sy koninkryk regeer, uitbeloof aan die einde, die wolke kom by weer, hy is koning, hy
Kan maar die sitplekke inneem. Ek gaan namens die familie, die afkondiging, ekskuus tog die bedankingsdiens. Ek weet nie hoekom wil ek altyd afkondig nie. En ek lees dit soos wat hulle dit vir my gegee het. In die eerste plek spreek hulle dankbaarheid uit teenoor ons hemelse Vader. Wat vir ma en ouma vir 77 jaar vir ons gegee het. Ons was bevoorreg om deel te wees van 'n uitsonderlike vrou se lewe. Dan baie dankie aan Teens en Karina. Meer getroue staatmakers kon niemand voorvra nie. Julle was altyd daar. Julle het vir Tannie Engela meer beteken as wat julle ooit kan besef. Van haar laaste woorde was waardering oor julle liefde en omgee. Ons dankbaarheid oor die tyd wat julle vir haar ingeruim het, is meer as wat woorde kan sê. Dan aan Roet begrafnisdienste, Danro, dankie dat jy 'n baie moeilike taak met jou empatie en onderskraging uit ons hande geneem het. Ek dink nie jy besef watter waarde die diens wat jy lewer het vir die naasbestaandes. Tannie Alet, wat so gereeld die heerlikste eetgoed aangedra het, die kuiertjies, waar julle oor al die pille wat julle moet drink kon sit en gesels. Pieter, jou geduld met ma, dat jy altyd bereid was om die stuurjonge te wees. Dat jy tee aangedra het en lekkernye gekoop het, selfs toe ma dit nie meer kon geniet. Dan ook Tannie Hanna, ma se beste maatjie. Ons het dikwels saam om die hoekie gehuil en dan weer met 'n glimlag in ma se kamer ingestap. Dan het haar lewe met haar gedeel. Sy het 'n ware vriendin ontdek en dit is min mense wat dit kan sê. Dan aan Henk, Heino en Wikus. Dankie dat ek op julle skouers kon huil as alles te veel raak. Dan ook aan elkeen wat 'n boodskapie gestuur het, elkeen wat vandag hier is. Baie dankie dat julle saam met ons afskeid neem van ons ma en ouma. Dan laastens, broers en susters, baie dankie aan die koster, die orgelis ook, en aan die susters vir die regstaan van die eetgoed na afloop van die ter aarde bestelling. Nou kan u sommer hoor dat ek namens die familie vir u wil uitnooi, wanneer ons klaar is by die graf, die verrigtinge daar verby is, dat u baie welkom is om saam met die familie ook hier 'n koppie koffie of tee en 'n broodjie of 2 eetdingetjie kan kom geniet. Ek gaan nou die name van die draers uitlees, waarna ek gaan oorgee aan die ondernemer om die familie eerste uit die kerkgebou uit te lei. As draers gaan dan optree Pieter Moller, seun, Henk Keiser, skoonseun, Heino Stobia, kleinseun, Wikus Stobia, kleinseun, oom Jaapie Smit, broer, en oom Henny Meyer, swaar.
Geliefdes, broers en susters, dis vir ons 'n hartseer dag, want die Here het 'n geliefde uit ons midde weggeneem. Waar ons nou afskeid neem, hoef ons nie wanhoopig te wees nie. Die Here Jesus het self gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Deur Christus se dood het ons saam met hom die graf ingegaan, en deur sy opstanding het ons saam met hom die dood oorwin. En daarom kan ons tereg saam met Paulus vra, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Kom ons bely dan nou ons geloof in die drie enige God, deur die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, waarin ek vir u sal voorgaan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. As ek geleentheid om die laaste eer te betoon, ek vra dat die familie en die draers eers sal kans gee asseblief. Familie. Kan ek maar nader staan? Kom ons bid saam. Driemaal heilige God en Hemelvader, dit is met swaar harte dat ons hier voor u staan, om afskeid te neem. Maar Here, ons weet ook dat elkeen van ons wat aan u behoort, die ewige hoop het. Een uitsig
na ons Here Jesus Christus in die paradys. Dankie weer eens, Here, vir u genade, want die genade is so oneindig groot. Wil u ook deur u genade dan vir elkeen van ons die wete en die sekerheid gee, dat u nie ver van ons af is of een kant staan nie, maar dat u by ons en met ons is elke tree van ons lewenspad wat ons loop. Gee, Here, dat ons oë gerig sal hou op Jesus, wat daar bo in die hemel aan u regterhand sit. Dit bid ek dan ook in sy heilige naam alleen. Amen. Die penne aansit, die kan afhaal. Die penne. Die mense die verrigtinge afsluit by die graf. Ek gaan die masjien verwyder, waarna net geleentheid is vir iemand miskien 'n graf te saamkry. Hier dalk wat te doen. Nou, so help jy na in die verversings by die kerksaal, wat jy saam met die familie bietjie kan gaan kuier.